Vriende, ek wil graag vanoggend vir elkeen en elkeen van u hartlik verwelkom by hierdie geleentheid. In die besonder dan vir Salona en Gerard, ook vir Alinda en Jacques, Heinrich en Jenny, julle kinders, familie en vriende, as ek so sien wie almal vanoggend hier teenwoordig is, die wat ek ken, dan besef ek, dit is die verskillende verbintenisse wat u vanoggend gehad het met nie alleen met Letty nie, maar ook met oom Boet. Ek het vanoggend gaan kyk, voor ek hierheen gery het, dat die 28ste Julie 2019 het ek die voorreg gehad om ook die dankdiens van Boet Badenhorst te kon hanteer. En dit is letterlik al 7 jaar wat verloop het intussen tyd. Maar ons wil graag vanmôre vir elkeen van u hier verwelkom. Mag dit wat ons hier gaan ervaar en gaan beleef en gaan hoor, mag dit ons troos, ons ook anderzijds inspireer, en mag ons as Bybelgelowiges hier uitgaan vandag en sê, ons het nie alleen afskeid geneem nie, maar ons het 'n ontmoeting met die Here gehad. En dat hy self vir jou sal kom wys dat hy die Here is en die God is wat altyd getrou is. Dat hy ons sal dra elke oomblik verder. So ons verrigtinge verloop maar die een na die ander, en ons gaan nou begin vanoggend met 'n pragtige lied wat ons na gaan luister, en dan sal die res van ons oggend verder verloop. Baie, baie hartlik welkom. Ek wil intussen tyd sê, as iemand miskien inglip by die deur agter, daar in die hele wat daar heel agter sit, die is nog stoele voor oop, so jy kan net vir hulle aandui, stap rustig aan as daar iemand is wat later gekom. Indien u baie dringend 'n badkamer nodig is dit in hierdie aan die regterkant, so jy kan maar net uitbeweeg so aan die regterkant se stoep. So ek dink verder is alles vir ons gereed. Ek wil vir julle as kinders sê, baie geluk met 'n pragtige aanbieding vanoggend. Dis vreemd om dit so te noem, maar die blaadjie wat ek nou ontvang het van Salona so vroeër die week, het ek so lekker rustig deurgelees, en elkeen se insette en se waardering sommer net dit net gelees en net besef, maar hier is 'n liefde. Hier is 'n besonderse band wat hier gesmee is oor baie jare. As ek gaan luister na al die kinders se huweliksmaats en hoe die dinge geloop het, selfs Boet en Letty, dan is hulle almal skoolkeuse gewees. Lyk my hulle kom almal hoërskoolliefdes, het uiteindelik ontwikkel in huwelike en verhoudinge. En ja, ons wil graag vanoggend Letty Badenhorst se lewe kom vier. Toe ek nou hier instap en ek sien die vlamme, dan dink ek nou aan die Springbok rugby, altyd as die vlamme so opgaan as die bokke ophardloop, maar vanmôre is die vlamme vir Letty Badenhorst. En ons gaan haar lewe kom celebrate, kom vier. En sommer net uitbundig vir die Here dankie sê vir lewe wat sy gegee het. So kom ons begin met hierdie pragtige lied, en die lied se naam is Dankie Ma. Als die wereld kan, kom ons
gehang en die huis het altyd soos liefde geryk. Het kos gemaak wanneer almal slaap, het steeds geglimlag as ons by jou kuier aankom. Pa was altyd mooi versorg, ons kinders het nooit iets kort gehad. Selfs wanneer dinge swaar geraak het jy vir ons nog oopgevat. Daai hande wat nou stadig beer, het eers die wêreld vir ons gedra. En elke droom wat ons vandag uitleef, begin eintlik by jou ma. Ons het dit nie altyd genoeg nie, en partykeer vergeet ons dalk, maar sonder jou liefde sou niks ooit dieselfde wees nie. Dankie ma, vir elke keer wat jy opgeoffer het, elke droom wat niemand ooit gesien het, vir elke nag wat jy wakker gelê het, net om seker te maak ons okay is. Dankie ma, vir liefde sonder einde, vir jou hart wat altyd oop bly. As die wêreld koud raak om ons, was daar altyd warmte by jou. En eendag wanneer jy nie meer hier is nie, sal jou stem nog in hierdie huis bly leef. En elke koppie koffie in die oggend, en elke warm bord kos op die tafel, en elke sagte ry veilig by die deur, want 'n ma se liefde verdwyn nooit regtig nie. Dit bly binne ons vir altyd aan. Dankie ma, vir die lewe wat jy vir ons gebou het, met stukkies van jou eie drome, met hande wat krom gewerk het en 'n hart wat nooit opgegee het nie. Dankie ma, ons sou nooit gekom het waar ons is, as jy nie altyd agter ons gestaan het nie. En al verander die wêreld om ons, sal jy altyd ons huis bly. Dankie ma, vir alles, elke dag van die jaar. Ek wil graag vanoggend begin met 'n gedig van Koos van der Merwe, wat die pragtige lied wat ons almal ken, die Houtkruis, geskryf het en self sing. Hy het 'n gedig geskryf met die naam van Almal wil. Almal wil die stilte hê, maar niemand wil ophou raas nie. Almal wil geken wees, maar niemand wil oopmaak nie. Almal wil ergens kom, maar niemand wil weggaan nie. Almal wil die berg op, maar niemand wil begin klim nie. Almal wil slim wees, maar niemand wil geleer wees nie. Almal wil verstaan, maar niemand wil luister nie. Almal wil maar word, maar niemand wil minder eet nie. Almal wil hê, maar niemand wil daarvoor betaal nie. Almal wil ophou moeg wees, maar niemand wil tot stilstand kom nie. Almal wil sien, min is bereid om te kyk. Almal wil vrede hê, niemand wil ophou bekommer nie. Almal wil hemel toe gaan, net nie nou al nie. Vanoggend is 'n vieringsgeleentheid waar ons bietjie stil staan by die lewe van Letty Badenhorst. Die datum wat sy in die wêreld gekom het was 9 Maart 1943 as 'n nooi roodman. In oorstaptyd het vir haar aangebreek 26 Junie 2026. Ons gaan vanmôre met mekaar 'n bietjie stil staan by die gedagte van as u die blaadjie gou opneem. Kan ek gou vra dat jy die blaadjie gou in jou hand vashou? Wil ek graag vir u innooi vanmôre om vir 'n paar oomblikke
nadat ons die woord van die Here gehoor het, saam na te dink oor 'n baie klein moment wat op hierdie blaadjie voorkom. Oor die 2 datums voor op die blaadjie het ons nie beheer nie. Nie oor ons geboortedatum nie, ook nie oor die sterfdatum nie. Maar op alle grafskrifte en eintlik min of meer 99,9% blaadjies soos hierdie wat u voor u het, is daar tussen die 2 datums 'n streepie. Ek noem dit vir vanoggend die streepie van jou lewe. En begin my vanoggend om voor die Here rustig te wees in gebed en dan saam met jou 'n bietjie na te dink oor jou streepie. Die streepie van jou lewe. So kom ons begin deur ons oë te sluit en dan gaan ons saam bid. Die familie het so goed gedink om dit oor te laat aan my dat ek kies watter teksgedeelte ons vanmôre gaan gebruik. Ek het by julle pa Psalm 23 onder andere gelees en Romeine 14, kan ek baie goed onthou die dag. Maar vanoggend gaan ons Psalm 16 met mekaar saam lees en ons gaan Psalm 16 se skrifgedeelte gaan ons aanhoor in die vorm van 'n lied tydens ons gebed nou saam. So as julle reg is, kom ons sit so, kom ons sluit ons oë en kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre hier te kan staan saam met kinders, hulle geliefdes, kleinkinders, familie en vriende, mense wat 'n nou pad gestap het saam met die Badenhorst oor baie jare, hier in Potchefstroom en ook op ander plekke waar hulle gewoon en gewerk het. Here, dankie vir familiebande wat maak dat ek vanmôre sê, ek wil hier wees. Ek wil ook op 'n manier deel van hierdie viering wees van Tannie Letty se lewe. Here, dankie dat ons vanmôre ook bewus kan wees van ons streepie, van ons eie streepie. Daai streepie wat Letty gelewe het en waar ons vanmôre met vir 'n paar oomblikke oor gaan nadink. Dankie dat ons vir u kan loof en prys in gebed, dat u Here vir haar tydens die streepie van haar lewe deurgedra het, vasgehou het, dat u haar anker in die lewe was, en dat haar kinders en kleinkinders en familie en aangetroudes en elkeen wat iewers met haar skouers geskuur het, dat ons kan terugdink en kan sê dankie, dankie vir 'n lewe wat ons lewens ryker gemaak het. Here, ons het vanmôre u woord voor ons oop, en ons wil vanmôre u woord lees, Psalm hoofstuk 16. Here, ons wil dit vanmôre kom sing as 'n lied van erkentenis en van belydenis, dat ons sonder u nie een tree kan gee nie. Here, ons het vir u lief. U het vir ons eerste lief gehad. En dankie dat u ons nader geroep het, dat ons kon reageer in 'n wederkerige liefde vir die Here. En dat u, Here, ons lewens verruim en verryk. Dat ons elke dag kan opstaan, ook vanoggend. En toe ons voete van die bed af op die grond neersit, kan ons sê, vandag is 'n goeie dag. Die Here is hier. Die Here is my Here en my God. Here, ons wil u woord vanmôre sing. Neem ons in beskerming, o God. Ek soek skuiling by u. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan u, daar is vir my niks goeds nie, behalwe by u. Here, u is my lewe, Here, u is my lewe, u sorg vir my, u sorg vir my,
Wat ek ontvang, kom alles van U af. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is mooi. Ek sal die Here bly loof, wat my tot die regte insigte bring. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Here, U is my lewe. Here, U is my lewe. U sorg vir my. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. Ek het die Here nog altyd by my, omdat hy by my is, struikel ek nie. Daarom is ek bly en ek juig, ek voel veilig. U gee my nie oor aan die dood nie, U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloed blydskap. By U is daar oorvloedige blydskap. Lewe, genade, uit U hand kom net wat goed is. Amen. Dis Psalm 16, ons skrifgedeelte vir vanoggend. Lees die afgelope week 'n baie mooi storie wat my geïnspireer het om dit vanoggend hier te gebruik en oor te vertel. Want op ons bestes is dominees maar storievertellers. God se storievertellers. Ons weerklank maar net wat ons gehoor het. En ons probeer dit maar net verpak op 'n manier dat ons verstaan, klein bietjie beter verstaan. Ek hoor die storie van 'n jong man wat woon onder in die Kaap in 'n woonbuurt met die naam van Waldevie by die Parel. Dis die blyplek van the housewives of the Winelands. Die storie word vertel van hy het 'n vriend in Waldevie wat 'n prokureur is. Baie bekende prokureur in die Kaapse kringe. En hy het dodelik siek geraak met kanker. Hy gaan besoek hom die laaste week in Waldevie in 'n baie mooi huis, baie mooi omgewing. As jy al daar was, dan sal jy verstaan wat mooi is. Dis die Elysium amper van Suid-Afrika, né? Daai plek wat net seker is tot toegang het. Maar hy gaan besoek sy vriend en sy vriend wat 'n prokureur is sê vir hom, kom ons maak maar sy naam is Pieter. Sê vir hom, Pieter, ek lê nou hier en ek het my lewensdae begin aftel. Hy sê my ou vriend, maar jy weet aan die einde van die dag gaan ons almal maar weer terug in die boks. Hy sê nou moet jy vir my verduidelik, wat bedoel jy? Hy sê die lewe is maar op sy beste soos 'n Monopoly spel nie waar nie. Ons haal die Monopoly boksie uit en ons begin hom uitsit. 'n hoedjie of 'n karretjie of deesdae is daar ander interessante bewegings waarmee jy deur die bord en die routines kan gaan. En dan val die dobbelsteentjie en dan begin jy aan te beweeg van hoek tot kant en nou en dan, as jy gelukkig is, dan val jy op die kans, dan vat jy 'n kans en partymal is die kans aan jou kant. En partymal is die kans nie aan jou kant nie, dan moet jy 'n boete betaal en as jy weer by tye sien, dan sê Monopoly vir jou beland jy selfs in die tronk. En daai tronk, my ou vriend, is nie noodwendig 'n tronk met tronktralies voor die. Partymal is die tronk sommer net jou eie lewe. Waar jy te hoog wou vlieg of te veel op ander getrap het. En jy met verloop van tyd agtergekom het, vir die wat wil voorwees, moet altyd harder werk, want daar is altyd iemand wat by jou wil verbygaan. Jy's eintlik net nooit voor nie. As jy dink jy's bo, dan is jy eintlik onder.
En hy sê, my ou vriend, aan die einde van die dag, as die lewensspel verby is, dan pak ons op en dan beland ons almal maar weer in die boks. En dan kyk ons maar weer hoe lyk dit volgende week as ons die boksie weer uithaal. En ons maar hierdie selfde redreis van vooraf begin. My vriend, my lewensdae raak minder. En ek het besef, ek is op pad om weer terug in die boks te beland. En ek het goed gedink om vanmôre met die storie te begin, omdat dit miskien iets van jou en my lewe ook mag wees. Ons ken hierdie resies. Ons ken hierdie lewe. Letty Barnard, as ek nou kyk na haar hele storie en ek luister wat ek nou van haar weet, en ek ken haar dan nou 30 jaar, want ek is nou 30 jaar in Potchefstroom 'n predikant. Ek het vir Chanel het belydenis van geloof afgelê by my, hulle dogtertjie het ek gedoop, verskillende mooi momente wat 'n mens met hierdie familie saam kon beleef. Baie keer by Boet gaan koffie drink daar by Dick Daly, hulle by Daily Fort, kyk ek maar na hoe lyk dit daar met die verkope. Hy doen sy ding en hy het eintlik 'n klomp betrokkenheid gehad wat vanmôre hier weer speel word deur u wat hier sit. Weermagvriende, mense in die sportwêreld en rugbywêreld van Wes-Transvaal. Boet en Letty het op verskeie terreine diep spore getrap en diep in mense se harte ingekruip. Maar ook Letty het ouer geraak. Ook Letty het maar by die einde van haar tyd gekom. Terug in die boks. Dit is vir my so interessant dat Heinrich vir my vertel dat sy ma, toe sy 'n jong ma was, uit nood 'n kleuterskool begin het, omdat hy so kalm en rustige seentjie was en sy graag vir hom by die huis wou hê. Nee man, hy sê self, hy ly eintlik aan ADHD. Kan jy glo sy ma begin 'n kleuterskool net om hom in toom te hou? Nou ek luister Heinrich wat die sussie sê en ek wil dit nie te hard sê nie, maar ek hoor hulle praat van jy's die hoofseun van die familie. Nou weet ek nog nie wat dit presies alles beteken nie, maar dit smaak by hulle het baie respekte vir jou en hulle is baie lief vir hulle klein Boet. En elkeen van julle speel in mekaar se lewens 'n besonderse rol. Maar vriende, aan die einde van die dag staan ons vanmôre hier en ons moet vir onsself vra, hoe kan Psalm 16 ons help om vorentoe te leef? Hoe kan ons help om Letty se lewe enerzijds te vier, maar aan die ander kant die streepie van ons lewe ook te kies om voluit te lewe? Om voluit vorentoe te gaan, ten spyte van hierdie enorme verlies. Daar breek 'n tyd in 'n mens se lewe aan en hier's 'n predikant in ons dorp gewees van die berg, wat nou in Hartenbos afgetree is. Ek sal nooit vergeet hoe hy eendag by 'n leraarskring waar al die dominees bymekaar is vir ons vertel het van 'n oom en tannie wat by hom in die gemeente was. En die tannie het vir 9 jaar 'n stryd met kanker gehad. En hoe Fanie gepreek het die dag by die dankdiens, dat hoe dankbaar 'n mens moet wees, hoe die Here 'n mens weer 'n tweede kans gee en hoe die lewe gevier moet word. En toe so week na die dankdiens verby is en almal is weer terug na hulle huise toe kom besoek die oomie vir Fanie en hy klop aan die deur en hy sê, Dominee Fanie, net weer dankie vir 'n wonderlike diens. Hy sê, maar weet jy wat, ek wil jou iets vertel wat jy miskien nie verstaan nie. Ek het gekies om vir 9 jaar my vrou op te pas. Ek het gesien hoe sy kwyn en wegkwyn en agteruit gaan. Hy sê, weet jy, dis 'n genade om te lewe. Maar Dominee, ek wil vanmôre vir jou sê, dis soms ook 'n genade om te sterwe. Daar kom 'n seisoen in 'n mens se lewe dat jy net nie meer langer kan veg nie. Ons is gemaak vir veg. Die mens is gemaak om elke dag op te staan met 'n pressie. Dit is soos 'n bal wat jy oppomp. En as daai bal 'n gaatjie inkry, dan depress hy. Mense word ook soms so. Hulle beland soms in inrigtinge en in hospitale omdat hulle depressie het. Ons is gemaak vir pressie en met pressie. Met asem van God in ons lewe. Ek kan daai hele teks uitlê, Genesis 2 vers 7, die ruach van God. Toe God lewensasem in Letty se lewe ingeblaas het, het hy vir haar pressie gegee, vir haar 'n doel en 'n purpose gegee. Maar dan haal die ouderdom jou in. En dan besef jy dat daar 'n tyd kom ook om te sterwe. En dan laat gaan ons, want mense wil gaan. Vertel my hierdie week het ek hoeveel sulke mense van 91, 92 in hospitale besoek.
wat vir my sê, dominee, ek is gereed om te laat los. Ek is klaar. Ek is nie klaar met die lewe nie, maar ek het my lewe geleef. My streepie het ek uitgeleef. Wat weet ons van die streepie van ons lewe? Wat ons van die streepie van ons lewe weet is, dat ek het 'n storie agter my, ek het 'n geskiedenis. Ek het 'n nalatenskap, 'n legacy wat my pa en ma vir my soos 'n aflosstokkie kom aangee, dan vat ek die stokkie en ek hardloop vorentoe met hom. En dan op 'n stadium begenadig die Here ons, soos vir julle met julle as kinders, dat hy vir julle kinders gee, en vir ons kleinkinders gee, en dan gee ons die aflosstokkie aan. En dan op 'n dag, dan kyk ons terug na hierdie afgegeede aflosstokkie, en ons kyk ons kinders begin hardloop. En ons vier dit, uitbundig, dankie Here, vir talente en gawes en vir geleenthede. Maar hoe meer ons vier, hoe meer kom ons agter. En ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie. Lucas Maree se heel eerste konsert met sy eenvoudige kitaartjie by die museum in Stellenbosch toe ek 'n student was. En hy gesê het, mense, hoe ouer ek raak, hoe meer verander ek suksesvol in my pa. Julle as dogters het definitief eienskappe van julle ma. Ek meen, behalwe dat julle lyk soos Letty, en selfs Heinrich lyk soos sy ma, is daar goed wat julle van haar gevat het, en waarmee julle gehardloop het. En daar's definitief goed van hulle wat julle sê, ek gaan dit anders te doen. Want dit frustreer julle partymal, dat die maniere hoe hulle dit gedoen het, toe hulle nog jonger was. En toe hulle jong ouers was. En hulle vir julle gesê het, gaan nou na jou kamer toe, as jy stout was. En dan het jy maar gefrustreerd in die gang afgestap, en die deur toegeklap. Maar weet jy hoe ouer jy raak? Het ek besef in my lewe, soms moet ek na my kamer toe gaan. En soms moet ek die deur toemaak en herevalueer, is ek nie te hard op my kinders nie. Wil ek nie hê, hulle moet oor die hoorspring lat spring, waarvoor ek nie kans gesien het. En ek stel die lat net eenvoudig te hoog. Dis vir my so lekker gewees, om alles te lees wat julle van Ma Letty geskryf het, en elkeen se indrukke van haar. So ek is amper klaar. Elkeen van ons het seisoene. Ook Letty Badenhorst het seisoene gehad. In die lentetyd van jou lewe is die tyd wanneer die wêreld vir jou te klein is. As dit nou luister waar hulle oral was, en as sy het haar pa baie vroeg in haar lewe verloor, en daaroor gaan Dani Roodman nou baie meer in deeglikheid, sommer so 'n bietjie haar storie met julle deel en vertel. Maar hulle daar op 'n melkplaas gebly het, en sy skielik moes stad toe gaan. Skielik moes sy groot raak sonder 'n pa. Sy moes skielik diep spore begin trap, en haar eie pad begin uitkrap in die lewe. Nie almal van ons loop daai lewenspad nie. Dit maak dat jy bietjie weier kyk, né? Dit maak dat jy skielik begin besef, maar die verantwoordelikheid is nou myne. Ek moet my ma ondersteun. Hulle was 6 kinders. Dani het gepraat van 5, maar ek hoor daar's eenetjie wat vroeger in sy lewe oorlede is. Maar 'n groot kroos van familie, wat een ma alleen moes grootmaak. En ek moet nou eerlik sê, ou Letty, jou ma het 'n jolly goeie job met jou gedoen. So jy het die seisoene van jou lewe waar jy jonk is, vol energie, ek noem dit sommer net, dis jou tyd van opleiding en dissipline. Jy sit die saad in die grond, en jy weet nie wat daarvan gaan word nie, maar jy's besig om hard te werk, die wêreld is vir jou te klein. En dan na die lentetyd breek jy somertyd aan. Julle wat in die boerdery wêreld is, dit verstaan. Daar waar niemand kan sien nie, vind 'n ontkiemingsproses plaas. Jy kry selfvertroue. Dis so Zverev die afgelope naweek met die finaal van Wimbledon, nê. Net omdat hy 1 Grand Slam gewen het, het sy selfvertroue 200% gestyg. Skielik was hy kompeterend. Voor dit was hy maar eintlik iemand wat jy geweet het, hy sal maar weer probeer en hy sal opdaag, maar ons weet nou hy gaan verloor. Maar skielik sien jy in sy gesig, daar's 'n determinasie. Ek het iets geleer in die lewenspad. Dis wat in die somertyd van jou lewe gebeur. Daai saad begin ontkiem, en as jy weer eendag sien, ook in Letty se lewe, dan breek daar die grond deur, en dan begin hy plantjie te ontwikkel. En dan begin hy te groei en te vermenigvuldig. En as ek luister hoe Letty met baie dinge besig was, en as daar een ding is van julle ma wat ek altyd sal koester, is dit die feit dat sy statig en stylvol was. En hoe sy hierdie klein kinders hier in hierdie dorp rondgery het met haar kar. Van hoek tot kant, in sport, en maak nie saak wat alles is. Ek weer hoor, as ek haar bel, aan sy iewers heen op pad. Maar altyd stylvol en statig. Daar's baie ou mense wat in hulle pyjamas bly tot 2 uur in die middag.
dan is hulle maar 75 jaar oud. Jy moet kies elke dag om op te staan en aan die beweeg te kom en te lewe solank jy nog kan. Na die somertyd, dan breek hierdie seisoen van herfs aan. Dan begin die blare van die bome, veral bladwisselende bome, afval, né? En mense wat in hortologie iets van dit verstaan of van plantkunde sal vir jou sê, in die winterseisoen, wanneer 'n wit stinkhout sy blare afgooi, dis die seisoen van groei. Dit lyk vir ons gaan nou lekker relax en ontspan en nou vakansie hou, maar daai boom druk sy wortels dieper in die grond in die winterstyd, wanneer sy blare afgegooi is, want hy maak hom gereed vir 'n nuwe seisoen. Hoe lyk die seisoene van jou lewe? Lewe jy nog of bestaan jy net? Oorleef jy maar net? Jy hou maar net dieselfde patroon jaar na jaar. Dis al so voorspelbaar dat daar niks nuuts meer in jou lewe is. Jy sien niks meer raak wat mooi is nie. Ag, hier sit 'n vrou nie in die gehoor vanmôre wat vir my sê elke keer as hulle 'n koppie breek by haar gastehuis, dan sit hy daai koppie binne in 'n potplant in die tuin, dan druk sy hom daarin, dan maak sy die potplant mooi. Moenie die koppie weggooi nie. Druk hom aan die potplant, man. Geen hom 'n nuwe plek. Kyk 'n bietjie op hoe manier jy kreatief kan wees. As die herfsttyd verby is, dan breek die winterstyd aan. En ons weet en julle weet en ek sien hulle vanmôre hier sit. Wanneer iemand na Boet toe gekom het of na Letty toe kom of na my toe of na jou toe kom en vir jou sê, dankie meneer. Dankie wat vir meneer vir my in die skool beteken het. Dankie daar by die rugby wedstryd, oom Boet, waar jy gekom het toe ek op my laagste punt was en jy my gesê het, ou Boeta, vandag is jou dag. Ek is seker daar was sulke oomblikke. Ons het almal sulke geleenthede waar ons kan inbou in iemand se lewe. En sonder dat jy weet, is dit baie keer die laagste punte van hulle lewe, soek God uit en dan laat hy my en jou opdaag op perfek die regte tyd en plek. Om 'n klein woordjie te laat val en iemand se lewe om te dop. Maar jy moet wakker wees vir dit. Dit gebeur nie sommer net van self nie. Jy moet bietjie mensekennis hê. Jy moet na mense toe uitreik. Mense gaan nie na jou toe kom nie, jy moet na hulle toe gaan. En jy moet sê, Here, hoe kan ek hierdie lewe voluit leef? In die winterstyd gee mense dikwels 'n applous vir jou en sê dankie. Wat sê ons in ons kultuur? Ag nee, wat dis nie so erg nie man, dis alright. Nee, dit is so erg. Ek weet van baie mense wie se lewens ek persoonlik al as ek agterna hoor, die onbenulligste goed vir mense en vir kinders gesê het, maar hulle kom na jou toe terug en sê hulle vir jou, daai dag was die omkeer in my lewe. Sal ek ooit vergeet van een seun hier buitekant Potch, wat my belydenisklasie gesit het een dag. En agterna toe hy nou die dag hier in welkomse wêreld waar hy by die myne werk. Hy is nou in hulle musiekspan, hy is die hoofsanger van die kitaar. Hy het nie 'n woord gesê die hele belydenisjaar. Maar daai dag toe die wind sy pa en ma sy hoenderboerdery weggewaai het hier buitekant die dorp. En daai hokke so aan flarde gewaai het. Hulle het niks gehad en ek het 'n kospakkie gaan koop van R2.500 en hy uitgery na daai familie toe. Hy sê vir my nou 20 jaar later, bel hy my eendag. En dit was waar van Letty Baardnor se lewe ook. Ons sal daai stories hoor as ons vir almal die kans gee om dit te vertel. Dankie Dominee vir daai dag wat jy vir my gesê het. Die Here sal jou nooit verlaat en die Here sal jou nooit in die steek laat nie. Hebreërs 13 vers 5. Ek het nie eens geweet of onthou dat ek dit gesê het nie. Hy het dit in sy Bybel gemerk en 'n datum daarby geskryf. Vriende, ons het een kans om 'n verskil in mekaar se lewens te maak. Hier's vanmôre foto's oral waar jy inkom, waar ons kan sien wat die verskil is wat Letty in baie mense se lewens gemaak het. Sy het die streepie van haar lewe inderdaad voluit geleef. Ek het nie die tyd om al die detail daarvan vanmôre met u te deel nie. Die stories lê hier vanmôre vir elkeen wat hier sit. Jy weet wat die impak is wat Tannie Letty in jou lewe gemaak het. Maar ek wil sluit met hierdie mooi storie. Dit word vertel van hierdie woordfees. By hierdie woordfees was elke jaar al die woordkunstenaars gekom en hulle poesie en kunswerke en romans en al die goed wat hulle geskryf het en gelewer het kom voorlê. En dan was daar 'n beoordelingsspan en dan kies hulle nommer 1, 2 en 3 goue medalje, silwer medalje, brons medalje. By hierdie woordfees word die laaste 3 weer op die verhoog opgeroep. Daai groot teater is volgepak met mense. Kan jy glo,
dieselfde woordkunstenaar wat die afgelope 5 jaar gewen het, word aangekondig as die wenner van die woordfees. Hy word vorentoe geroep, en toe hy nou al sy accolades en al sy toekennings ontvang het en die fotosessie verby is, toe vra daar iemand uit die gehoor, sal hy nie vir hulle Psalm 23 voordra nie. Hy sê dis reg. En hy gaan staan by die mikrofoon, hy begin, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Laat my neerlê in groen weivelde, en hy begin Psalm 23 voor te dra. Hy is die woordkunstenaar. Hy weet waar om verposing te plaas, hy weet waar 'n punt of 'n uitroepteken of 'n bietjie afwagting. Hy weet wat om te sê en sy stem te verander wanneer hy sê, en die Here lei my deur donker dieptes. Hy doen dit met 'n passie en met 'n aanvoeling. En toe hy klaar is, staan almal spontaan op en hulle gee vir hom 'n luide applous. En toe die stilte neerdaal uiteindelik en almal gaan sit, toe kom maar 'n ou oomie met 'n kierie aangestap van agter in die gehoor, rustig na vorentoe, en hy vra vir die seremoniemeester, kan hy ook met hulle Psalm 23 deel? Dit was 'n vreemde versoek. Niemand ken die man nie. Hy het nog nooit by 'n mikrofoon gestaan en praat nie, maar uiteindelik gee hulle vir hom die geleentheid, en die oom stap op met sy kierie. En hy gaan staan agter die mikrofoon en hy begin. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar daar rus is, lei hy my heen. En toe haal die eerste persoon 'n sakdoek uit en begin 'n traan af te vee. Die oom het rustig aangegaan, hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Teen die tyd het meeste mense al 'n sakdoek uitgehaal en 'n traantjie afgevee wat hier begin uitrol uit die binneoog uit. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Daar was geen applous nie. Niemand het opgestaan en hande geklap nie. Daar was trane en sakdoeke wat uitgehaal is. Sonder om 'n woord te sê, die seremoniemeester het so 'n knop in sy keel gehad, hy kon nie 'n woord uitkry nie. Het mense stil opgestaan en die groot teater verlaat. En buite op die trappies van die teater is daar 'n jong verslaggeefster, jong meisietjie, wat pas so onlangs as 'n 2-3 weke van tevore by die plaaslike koerantjie begin werk het. En sy begin vir die mense te vra, wat het nou hier binne gebeur? Die woordkunstenaar Psalm 23, staande applous, onbekende oomie, niemand weet wie hy is nie, trane. Wat het hier gebeur? Een na die ander het probeer om 'n indruk te gee van wat hulle dink gebeur het. En toe kom daar 'n jong seun wat 'n Bybelgelowige is, wat die Here liefhet en ken, 'n jong student. En hy sê vir die meisietjie, ag kom nou man, wil jy nou vir my sê, jy weet nie wat hier gebeur het. Sy sê, nee, vertel my. Sy sê, ons weet die woordkunstenaar, ons lees almal sy boeke, ons ken hom. Hy het al vir ons amper 'n huishoudelike naam geword. Ons weet hy is goed met woorde, hy weet waar om te stop, waar om te verpoos, waar om bietjie vinniger te gaan, waar om klem te lê, ons ken sy vermoëns. Hy sê, maar die verskil tussen hom en die ou oomie, wat ons niemand ken nie. Wie wat is die verskil tussen hulle twee? Die ou oomie ken die herder van Psalm 23 persoonlik. My vraag vanmôre by Letty Badenhorst se vieringsdiens. Ken jy al die herder van Psalm 23? Persoonlik. Psalm 16 sê, 'n mooi deel is vir my afgemeet. Alles wat ek ontvang het is vir my mooi. In die ou vertaling staan daar, die lewe het vir my op lieflike plekke geval. Alles is vir my mooi. Die meetsnoere van God het op lieflike plekke geval.
Ek wil vanmôre vir julle sê, die bietjie wat ek van Letty Baarnors leer ken het oor 30 jaar. Letty het ook die herder van Psalm 23 persoonlik geken. En daarom glo ek vandag is hy by die Here. Ons wil almal graag daar wees. Maar ek wil hier vanmôre uitdaag en ek wil jou uitstuur by daai deure. Jou streepie is nog nie klaar nie. Gaan leef jou streepie. Gaan praat jou praat, gaan getuig jou getuig. Gaan leef voluit vir die Here, maak 'n verskil. Moenie ophou lewe nie. Moenie voortydig ophou lewe nie. Amen. Ek gaan nou vir die kinders en die kleinkinders vra om almal vorentoe te kom. Daar's 'n geleentheid om rose te plaas hier voor by die kers en by die kussie, so as julle nou gereed is daarvoor, dan gee ons vir julle geleentheid om nou vorentoe te kom. Sodra dit afgehandel is, kan Dani Roodman rustig vorentoe kom ook vir 'n kort huldeblyk. Ons gee graag vir julle geleentheid. Ek wil maar net vriendelik vra vir elkeen wat hier kom praat, staan maar net by die mikrofoon ter wille van die klein opname hiervoor. So moenie beweeg by die mikrofoon nie, staan maar net asseblief as dit reg is so. Baie dankie. Dankie Dani. Dit is my voorreg, ek is daar hier om huldeblyk aan die Letty te bring. En die kinders het my gevra om 'n paar woorde te spreek. En ek wil graag met die deel rondom die familie, dit wat ek ervaar het. En as ek nou iemand insluit of uitsluit, vergewe my daarvoor. Swainrie, Salona, Linda, kleinkinders, familie, vriende, Dominee, dames en here. Ek sal begin om 'n klompie goed oor die familie te sê as dit so los is. Want ek dink dat dit nodig is sodat jy die agtergrond het en die konteks verstaan waarin jy sekere goed gaan vertel. Ons is eintlik 'n dubbele neef energie. En jy sal dit nou sien. Oom Dantjie, wat aan die Letty se pa was, is in die vroeë 1900s gebore. En hy is getroud met ouma Bydie.
wat dan in 1906 gebore is. En sy was die jongste van die familie dogters. My oupa, wat oom Daantjie sy oudste broer was, is in 1883 gebore. En hy is getroud met my ouma wat in 1889 gebore is, wat dan die wat ouma Baby sy oudste suster was. So vandaar die dubbele neef en niggie, omdat die twee broers met die twee familie sissies getroud is. My pa Daantjie was dan eintlik goeie vriende ook gewees, omdat hy dan nou heel wat ouer was, en so is dan die Baby, die albekende familie sissie, wat ons al die jare in die familie baie goed geken het. Ons kom allemaal na die oorlog van die Vrystaat af. Die Rottmans het daar geboer tussen Vrede en Cornelia, al by die Frankfurtpad uit, van daar plaas met die naam van Mooi Meisiesfontein. In 1928, oom Daantjie was die tweede jongste seun, hy en dan Frik die jongste was, en my oupa het toe na Breite toe verhuis, en daar op Arcadia, Witbank, Oranje, het oom Daantjie hulle gaan bly, en ons het dan op 'n plaas gevestig met die naam van Bloemfontein. Nou, oom Daantjie toe later van Breite af, het hy toe weer 'n plaas gekoop met die naam van Dankie in die Vrystaat. En hulle het toe soet te verhuis, en Tannie Letty was nog 'n klein dogtertjie, en toe het oom Daantjie nog gelop gestaan, na Kita haar aanval te kry, en is dood. Tannie Baby het toe Dankie verkoop, en sy toe Pretoria te verhuis, en daar het die familie toe eintlik nou gevestig. Dit die agtergrond, dankie dat jy my verdra het. Tannie Letty, ek leer vir Tannie Letty nou goed ken as 'n jong seun, terwyl ons daar in die Hoofveld boer, die plaas Bankfontein. En die indrukke wat ek van hulle as 'n jong seentjie gekry het dwars deur my lewe my bygebly, en dit het nooit verander nie. Hulle was altyd dieselfde mense. Tannie Letty het nie net geluister nie, sy het altyd empatie gehad. En as daar sekere goed gevra gesê is oor die familie, dan sy jouself ingeleef en sy het meer geleef. Ek het 3 jaar terug graad 1 reunie gereël, toe sy dit op bygewoon. En toe sy haar 1950 sy graad 1 klas in Breite, saam met ons herdenk. Ons juffrou was ook daar. In my gedagtes is Tannie Letty en 'n boet die anker vir baie mense in die lewe gewees. En so ook vir my, en dis al baie geleenthede wat ek sou kon oorvertel as dat tyd was. Toe ek Tannie Letty se karaktertrekke moet probeer neerskryf, net as 'n hulpblykenaar, toe ek besluit ek gaan die nuwe elektroniese sosiale media gebruik. En toe ek 4 van haar gedagte, van haar karaktertrekke ingetik. En toe kom sosiale media, geef my die volgende antwoord. Ek gaan dit ongelukkig net lees. Sê dit is iemand wat oor haar kinders, kleinkinders, familie en vriende toegewyd is en leef vir hulle welsyn. Besorg is en dink aan hulle veiligheid en geluk. Liefdevol is met 'n diepe liefde, drukkies en woorde. Beskermend is en hulle altyd sal verdedig. Onbaatsigtig is om altyd eerste te stel. En koesterend is wat hier haar vertroosting vir almal 'n veilige hawe is. Dit is hoe ek Tannie Letty herken het en altyd sal onthou. Ons DNA kom van ons ouma van Ballon af, wat nie in die konsentrasiekamp was nie. Sy het voor die Engels uitgevlug, van bos tot bos, met 'n klomp vrouens saam met haar, waarvan sy die leier was. Toe gaan haar onderweg besluit dat ons uiteindelik die oorlog verloor, het hy van die manne opgeroep, sê, gaan ons aan tot die laaste een dood is. Dit het hulle die bitterreinders genoem. Oupa van Ballon was een van die bitterreinders. Tannie Letty was daar die draer van die skede, en dit gaan oor in die nageslag, wat dan nou nog gaan voortleef.
sal jy my toelaat om iets te vertel met 'n bietjie humor in dit. Die dominee vertel van die Letty altyd stadig en versorg was. Nou, in Desember maande het die Rotman familie van Pretoria dan by ons op die plaas kom kry. En so gebeur het dan dat die ouma Baby se broer was Hendrik van Miljon. Hy was 'n vee-inspekteur. Al die boere wat hy is weet nou dat dis 'n bees back and close hier kry. Dat dit nou naderhand op karooierige afskendsel kan afgee dat hulle eintlik al bloederig teweegbring. Nou, so gaan meld is die rond 4 uur en die rond ons kom aan een en die ander. Dit was nou 7 uur in die kombuis instap, toe staan die Letty daar, want die Marietjie was ook daar. En toe my pa so instap, hy het 'n baie groot sit vir môre gehad, toe sê hy, Letty, Marietjie, is 'n groot probleem. Ons moet julle onmiddellik by die veearts kry, julle dan by die klauseer, want is hulle lippe hoor en dan en die laaste stukkie wat ek net, daar's baie staaltjies, maar ook daantjie, wat dan nou julle oupa was. My pa, daar's 'n winkelgroep gestig in 1936, wat Uniewinkels was. Onthou nou, my pa is 1917 gebore, daai keer in 1906 daar, so met ander woorde, toe gaan hulle na Johannesburg se skou van Breiten af. En die oggend, toe sê my pa, om daai voor ons gaan hulle ook op die skou, gaan ons eers in die winkels besoek. Jy het nog nooit so groot winkelgroep gesien. In die oggend, toe hulle by die winkels instap, toe sê my pa, vertel hy, nou sien ek dit in my geestesoog. Ek het hom ook verloor dat ek 11 jaar was, as die Letty. Maar hy sê, daai tel so op, hy steek sy hand so uit en hy sê, môre juffrou. Hy sê, ek is dankie Rotman, ek kom al van 'n plaas af by Breiten. En toe kyk hy vir my pa en hy sê, ag nee, Sarel, dis dan 'n winkelpop. Van die Letty Reboot het altyd ons geleenthede bygewoon. As ek hulle genooi het, as dit die mense wat hulle was, dan was hulle daar. As dit troue was, verjaarsdag was. So was ek baie goed bekend met Randall Weekend. Hy was 'n vriend van my, die sanger. En dit het my laat dink aan een van sy liedjies. En ek wil daarmee afsluit vanoggend. Ek wil sê dat die Letty, as ons in jou lewe dink, dan is dit so, dat ons lag vandag met ons lippe daaroor, maar ons huiwer ons gemoed. My hulde blyk, want dan die Letty. Baie dankie. Julle sommer. Dankie aan elkeen van julle wat hier is. Ja, sal net so 'n bietjie opper. Is dit 'n bietjie beter? Ja. Ek wil net dankie sê vir elkeen van julle wat hier is vanoggend. En ek kan nie vir julle sê wat so groot rol Marlene in my lewe gespeel het nie. Dis boekdele vol. Ons het omtrent elke dag van ons lewens gepraat. En dan was ek op die kinders met my 2 sissies. Was dit vir my ongelooflik. Ek was so geseënd om aan my lewe te hê vandat ek 16 jaar oud was. En ek het net so 'n klein konstukkie wat ek vir julle gaan lees as julle nie omgee nie, want ek gaan alles vergeet as ek probeer onthou. My ma, ek staan vandag waar as 'n vrou van God, want dit is die voorbeeld wat ma vir my gestel het. Dankie dat ma my geleer het van die waarheid van vergifnis en hoe om daardie vergifnis weer aan ander oor te dra. Ek weet hoe ons daagliks vir God, sy genade en sy wil gebruik het. Ons het mekaar telkens herinner dat sy wil sal geskied en dat ons die Heer daar bring. Nou het die oomblik aangebreek en sy wil het geskied. Dit is moeilik vir elkeen van ons. Ek sit steeds met die gedagte dat ons nie vandag meer praat nie. Wanneer ek weet dat my belofte so gou op proef gestel sal word. Ek beloof ek sal vir almal bid en dit sal ek doen. Dankie dat ma my geleer het hoe 'n vrou my man en 'n ma vir my kinders te wees. Dankie vir elke resep, elke drukkie
en elke kosbare oomblik wat ons saam kon deel. Dankie, dat ek 16-jarige dogter in die lys kon lees. Die respek waar my ma as skoondogter gehad het, was iets bijzonders. Dankie, Marit, vir al ons liefde. Ek sal die herinneringe vir altyd van my hart dra. En ek sal nog altyd mis dat ons mekaar weer sien. Dankie. Ek wil net eerstens 'n boodskap lees. Ek begin met die geleentheid van ons oudste niggie, Alta Venter, wat bitter graag vandag hier sou wou gewees het, maar sy is ongelukkig by haar familie in Nederland. So ek dink nie dis gepas dat ons net al beken. Ek sal net altyd onthou as iemand wat soveel vir ander beteken het. 'n Formidabele vrou, 'n betrokke en liefdevolle ma, vir haar kinders, ouma vir haar kleinkinders en 'n maat vir haar vriendinne. Haar lewe het tyd van opregte liefde, sorgsaamheid en omgee vir haar medemens. Vir my was sy my ousus. Ek kan ons geselsies en ons saamlag mis, maar ek loof en prys ons hemelse Vader vir haar besondere menswees en die mooi herinneringe wat nou oorbly. Rus en vrede, liefste Letty. Vandag staan ek hier om afskeid te neem vir my ma. Ek het besef dat die mens eintlik nooit gereed is nie. Hoe vat die mens hele leeftyd saam? Van 83 jaar se liefde, geloof, familie, vriendskap, diensbaarheid, dissipline, sport, lag, trane en duisende herinneringe en probeer dit in 'n paar woorde saamvat. Die waarheid is dat jy nie kan nie. Want my ma se lewe kan nie gemeet word in die 83 jaar wat sy geleef het. Maar die een van die mense wat sy aangeraak het, die familie wat sy bymekaar gehou het, die gebede wat sy gebid het en die liefde wat sy agtergelaat het. As ek my ma in een woord kan beskryf, my ma was 'n vrou baie na God se hart. Sy het mense raak gesien, werklik raak gesien. Dit het glad nie vir haar saak gemaak wat jou status is in die gemeenskap, wie jy is, wat jy is nie. Dit het dood eenvoudig net nie vir haar saak gemaak nie. Sy het mense op hulle name gegroet, 'n geselsie aangeknoop en opreg belang gestel. Sy het 'n besondere gawe gehad om mense te laat voel dat jy belangrik is. Nie omdat sy dit aangeleer het en of sy 'n goeie indruk probeer maak het nie, maar omdat sy eenvoudig net sy was. My ma het mense raak gesien, omdat sy met 'n sagte hart aan die wêreld gekyk het. My ma was die matriarg van ons familie. Sy was die een wat gebel het, die een wat gevra het hoe dit gaan, die een wat geluister het en wat raad gegee het. Soms het sy natuurlik raad gegee, wat niemand noodwendig wou hoor of nie na gevra het, maar dit was my ma. Elke oggend het sy haar dag begin op haar knieë. Sy het haar God aangeroep en in haar gebede het sy ons ook rond opgedra. Vir ons, haar kleinkinders, haar familie en vir mense wie sy lief was. Ons sal waarskynlik nooit weet hoeveel van ons deur daardie gebede gedra is, of hoeveel keer ons deur moeilike tye gekom het, net omdat sy op haar knieë tyd spandeer het en ons name voor God genoem het. My ma was nie iemand wat net haar rol gespeel nie. Sy was betrokke geweest. Sy was die voorsitter van die vrouegemeenskap. Sy was my pa sy regterkant, sy regtersy. Sy was die vrou van die bevelvoerder. 'n taak wat sy met baie erns opgeneem het. Sy het vir jare lank, ek dink meer as 20 jaar lank, het sy artillerieskool se boeke gedoen.
Sy was betrokke. Sy was altyd ordelik en baie noukeurig en nougeset in alles wat sy gedoen het. My ma en my pa is op 28 November 1964 getroud. Dit was die begin van 'n lewenspad wat meer as 5 dekades gestrek het. Hulle het saam 'n huis gebou, saam kinders grootgemaak, saam deur goeie en moeilike tye gegaan. Gelag, gehuil, gestry, maar saam God gedien en saam oud geword. Hulle het 'n familie en 'n nalatenskap gebou waarvan ons almal vandag deel is. Toe my pa oorlede is, het iets in mamma se lewe verander. Sy het hom geweldig gemis. Ons almal weet sy het haar bloed gemis. Maar dit het nie verhoed laat sy aanhou lewe nie. Sy was hartseer, maar nog steeds het sy belang gestel. Steeds gekuier, steeds gebel, steeds rugby gekyk, steeds vir mense gebid, steeds haar rol as ma, ouma en vriendin vervul. Maar dat ek wil vandag 'n prentjie skilder van 'n ma wat net met gevoude handjies en 'n vroom glimlaggie rondgeloop het. Sy was ook baie moeilik. Veral as ons buite orde is. Ek vermoed dat daai dissiplinêre stap gedurende al 55 jaar se huwelik met my pa aangeleer het. Of daar was dit andersom. Ek weet vandag toe nog nie heeltemal wie opgelei nie, maar ja, ons sal dit seker eendag weet. Toe ek in standaard 8 was, het is ek maar soos enige jong seun, wêreldwys baie slim. Nou en dan my ma koppe gestap, maar sy het my bitter vinnig aarde gebring. Ek het seker 'n paar keer rand uitgereik, maar een ding was nooit onderhandelbaar. Ek het my ma altyd met respek hanteer, want onder daai dissipline het ek altyd geweet, is daar liefde. Ek het altyd geweet dat hierdie vrou onvoorwaardelik lief is vir my. My pa en my ma was betrokke ouers. Ek kon skaars 'n cricketwedstryd, rugbywedstryd of atletiek byeenkoms aan ding waar hulle nie opgedaag het. Hulle het altyd opgedaag. Miskien is dit een van die grootste dinge wat 'n ouer net vir 'n kind kan gee. Dis nie altyd die wyse raad of die regte woorde nie, maar net om op te daag, net om daar te wees. My ma was daar. Later in ons lewens het ek en my ma al meer begin sport deel. Haar liefde vir rugby, die bulle, springbokke en later toe Hendrey in 2013 affies toe is, het haar liefde vir affies rugby ook natuurlik daaruit voortgevloei. Laat ek duidelik wees, as jy nou aan my ma se verkeerde kant wou wees, moet jy heeltemal iets negatiefs sê van Roger Federer. Ek dink tot vandag toe dat my ma vas oortuig was wat Roger een van God se meer begaafde skepings was. Tennis was haar ding, rugby was haar ding, die bulle was haar ding, springbokke was haar ding. Daarom het ons altyd gesorg dat mamma op hoogte bly. Sy moes weet wanneer die wedstryd begin, wie speel en waar dit uitgespeel word. Ek weet daar baie dae gaan kom wat ek mamma dat ek weet dat ek mamma moet bel, maar dat die stem gaan stil wees aan die ander kant. Maar wanneer ek na my 2 sissies kyk, sien ek ook hoe dele van mamma en hulle voortleef. Ek dink aan die dag, ek verseker my ma, kom ons doen dit maar, haar beneekte kant geërf. As Alina moeilik wil wees, dan kan sy moeilik wees. Maar net soos wat ma 'n groot hart gehad het, het jy ook 'n groot hart. Jy gee om vir mense. Jy is loyaal teenoor mense vir wie jy lief is. En dan net soos ma, kan jy baie praat. Salona het weer mamma se besonder sorgsaamheid en omgee vir haar medemens geërf. Dis niks snaaks om op Facebook te kyk en 'n boodskap te sien waar my sussie vra vir hulp vir mense wat klere behoef, iemand wat nie meubels behoef of net kos behoef nie. Dit is maar net eenvoudig, jy sien wat raak, soos mamma dit raak gesien het. En jy het 'n oop hand, 'n
Giant. Dan natuurlik my vrou Jennifer wat maar se nie 'n skoondogter was nie, haar dogter was. Ek sal nooit die aande vergeet wat julle omgesit het. In daai tyd het ma hulle nog boeke gedoen met die hand. En as daar 10 of 15 sent uit was, het Jenny en my ma ure tot vroegoggend gesit om 'n 5 of 'n 10 sent verskil op te spoor. Ek dink dit het ook al jou liefde vir boeke en somme gevestig. Maar van al die rolle wat my ma na lewe vervul het, was daar een wat daar besonder kosbaar was, en dit was om ouma te wees. Vir Chanel, vir Meyer, vir Hendrik, vir Liam, Zizal, Ilunay, en later na lewe daar agter 'n klein kind, Luwai. Dit was vir mamma altyd so lekker gewees van haar kleinkinders by haar gekuier het. Hulle het net 'n ouma gehad, hulle het 'n veilige plek gehad. 'n Huis waar hulle welkom was. 'n Ouma wat hulle ondersteun het. 'n Ouma wat vir hulle gebid het. 'n Ouma wat kos gemaak het. 'n Ouma wat raad gegee het. 'n Ouma wat opgedaag het. Meyer, ek wil vir jou baie dankie sê. Vir die naweek wat jy by ouma gespandeer het. Sodat sy nie alleen hoef te wees nie. Vir jou omgee en jou liefde, ek het vir ouma nie gehad het. Ek dink jy gaan waarskynlik nie weet hoe wat dit vir haar beteken. Maar Alina, ja. Dankie dat julle gereeld vir haar genaal het. Sy het altyd vir my gesê dat hulle altyd bederf het met die ete by Mike's Kitchen. Ek is dit styf. Ek waardeer dit, Alinda. Selfs die tye, ek weet dit was vir baie spesiale tye gewees wat hulle vir jou kom kuier het oor see. En daar was Skotland op baie geval ook was wees. Ek sê dit baie waardeer. Alina en Gerard. Dankie vir die naweke, die potjie kos, die Sondag wat julle ma nie kom haal het as julle braai. Dit was skielik die grootste vertroosting vandag vir my, was dat mamma nooit alleen was nie. Daar was altyd 'n klein kind, 'n dogter, 'n seun, 'n vriendin. Sy was nooit alleen. Sy was geliefd. Sy was baie geliefd. En dan kan mense nie oor my ma praat sonder om dan is dit my ma se aardsvriendin vir 46 jaar. Dit was nie te vriendin vir haar. Jy was vir haar sussie. Jy het so baie mooi memories gemaak. Elke dag gepraat, saam Zimbabwe toe gaan, vakansies. Sy het altyd vir jou gepraat, altyd gesê, hoe gaan met jou? Sy is baie lief vir jou. Dankie. Die liefde wat jy vir haar getoon het, oor 46 jaar. Ek weet, dan is arts voel soos my vandag. Ekskuus. Mama, ons gaan jou stem mis. Ons gaan jou oproepe mis. Ons gaan jou kos mis. Ons gaan jou opinies mis. Ons gaan jou gebeure mis. Ons gaan jou laat begin die rugby mis. Ons gaan jou opgewondenheid oor Federer mis. Ons gaan selfs jou beduiwelde kant mis. Want alles daarvan was mamma gewees. Maar bo alles het mamma ons die waarheid geleer, wat groter was as enigiets anders. Jy het ons geleer dat God jou God is. Nie wanneer dit goed gaan nie. Nie wanneer dit, nie net wanneer ons verstaan nie. Nie wanneer ons gebede beantwoord word. Soos wat ons wil hê dit geantwoord word nie. Net wanneer die lewe maklik is. Die God wat wie sy elke oggend op haar knieë gebid het, is dieselfde God in wie ons vandag ons troos vind. Die geloof waarmee sy geleef het, is vandag die geloof waarin ons vashou. Ons is hartseer, ons mis haar. Daar is 'n leefplek wat niemand anders ooit sal kan vul, maar ons is nie sonder hoop nie. Ons glo dat die lang skeiding tussen mamma en pappa nou verby is. Ons glo dat sy weer by haar boet is. Ek kan net indink hoe daai ontmoeting gegaan het. Ek vermoed dat my pa 'n bietjie lank moes wag
Want soos ek my ma ken in sy geheime tyd by die poorte van die hemel spandeer, nie met almal gesels die aand. Ek weet nie werklik hoe om vir my ma totsiens te sê. Dalk doen 'n mens dit nie heeltemal ooit in jou lewe nie. Dalk leer 'n mens nie om die gemisry makliker mee saam te lewe. Maar vandag wil ek nie totsiens sê nie. Ek wil dankie sê. Dankie vir my lewe. Dankie vir die dissipline. Dankie vir elke keer wat mamma opgedaag het. Dankie vir elke gebed wat mamma oopgestel het. Dankie vir die waardes wat mamma ons geplant het. Dankie dat jy geleer het, vir ons geleer om mense raak te sien. Dankie dat jy ons gewys het hoe vir mense lief te wees. Dankie vir telefoonoproepe. Dankie vir die rugby, dankie vir die lag. Dankie selfs as mamma beneek was in my medesgedeelte van ons gedeelte. Mamma, jy het 'n wedloop voltooi. Jy het jou geloof bou. Jy het jou nalatenskap in Alinda, in Zelona, in my, in Jennifer, Jacques, Gerard, Chanel, Meyer, Hendrik, Liam, Cesal, Ilunay, Levi, en natuurlijk ook in Tannie. En elke mens wat jy gedeel in jou lewe raak gesien het, en wat jy wat belangrik voel het, rus nou mama. Ons sal vir hier af aangaan. Nie omdat het maklik gaan wees nie, maar omdat jy ons geleer het. Ons weet jy is so sag by God se voete. Tot aan mijn bakken stijl.
Ag, jy kan gerus maar 'n lekker hande klap gee. Dit is groot vreugde, hoor. Seënplein, hoor, dit is pragtig. So ek was die koor, excuse, ek kan nie gewoon kom. Ek baie op te maar, maar ek wil nie sê. Dominee was allemaal pen. Canvas. Ek gaan so doen. Dankie. Ek gaan vir Dani vra om vorentoe te kom vir 'n klompie bedankings. Vriende, ons is amper klaar met ons verrigtinge hier, maar Dani, as jy reg is, kan jy vorentoe kom asseblief. Dit is my eer om die bedankings te doen namens die kinders. Jan Rouwenheimer van die NG Potchefstroom, van die diensgeleier. Baie dankie Dominee vir 'n pragtige boodskap. Dit is in ons harte vasgevang en sal vir julle by ons wees. Die Roots vir julle pragtige kapel, dekor en eetgoed. Spesiaal vir Hilton en Sonika. Dankie vir al julle vriendelike hulp en bystand in hierdie tyd. Blommerlokkie, Ingrid, Marina vir die blomme. En Marina, dankie dat jy al die blomme mamma se buitebakkie geplant het. Johnny Snowball vir die musiek, jy is uitsonderlik met jou bydrae. Johan van Picture Café vir die streaming van die diens. Ons waardeer jou moeite opreg. Freddy Swanepoel, begrafnisdienste. Dankie vir oom se pragtige skriflees in gebed, toe oom vir mamma kom haal het. Dit is baie spesiaal om die pad saam met oom te kon stap. Dr. Pierre Venter, mamma se GP, familievriende, raadgewer. Dankie vir alles wat jy vir mamma gedoen het en selfs soms telefoniese konsultasies. Sy het geglo in jou en wou niks drink voordat sy met jou gepraat het. Dr. Dennis de Tooy vir al die jare se versorging en behandeling van mamma se tande, asook die liefde en omgee waarmee dokter haar behandel het. Jacques van Deventer vir die diskiem skooter wat vinnig ry het as mamma iets nodig gehad het. Jy is 'n swaar ding. De landse vriendinne, personeel, versorgers en bestuur van mamma se ongelooflike lekker verblyf daar. Dit was 'n besonderse tyd in haar lewe. Sy het gestraal van geluk. 'n Spesiale dank aan Tannie Julie. Tannie was altyd 24/7 daar vir mamma. Ons waardeer Tannie opreg en ons familie hou kontak. Familie en vriende wat ver gery het, ons waardeer julle bywoning opreg. Sy was die hele familie se moeder en so lief vir julle almal. Dankie vir julle bywoning. Mona, dankie vir die sing van jou lied wat mamma se gunsteling was. Robbie en Monique, Nel, dankie vir die pragtige gedenkplaatjie en al die moeite en liefde wat daarmee gepaard gegaan het. Dit is 'n voorreg om julle as deel van ons familie te hê. Julle is net altyd daar. Dankie ook vir julle besoek aan mamma in die hospitaal. Ons is baie lief vir julle. Dankie vir almal se bywoning en reis veilig terug. Vir die familie in die buiteland, Elsie Swanepoel en Johan en Alda Venter en gesinne. Ons weet julle sou graag hier wees. Dankie vir elke bydrae aan mamma se lewe. Alda, jou en mamma se band was baie spesiaal. Liefde, Heinrich, Salona en Alida. Vriende, Letty Badenhorst is deur die dood van ons weggeneem. Maar ek wil gaan vanmôre 'n ander perspektief bring so by die einde van ons saam wees. Baie goeie vriende van ons hier in die dorp, sy seun het op 'n stadium sy eie lewe geneem. En by sy dankdiens, eintlik op sy grafsteen staan daar geskryf: ons het nie vir Stefan aan die dood afgestaan nie, maar aan die lewe met 'n hoofletter toevertrou. So vanoggend word Letty ook nie aan die dood afgestaan nie, maar aan die lewe toevertrou. Jesus sê self, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy of sy ook gesterwe.
En deur die opstanding het Jesus dan die dood oorwin en kan die gelowige uitroep: dood, waar is jou oorwinning en dood, waar is jou angel? Ons treur vanoggend wel, maar nie soos mense met geen hoop nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies, dit bring hartseer en pyn, maar die Here gee vanoggend self sy bemoediging en troos. Hy verlig ons smart, hy staan ons elke dag by. Die dood roep ons egter ook op om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, en vir hom wat gesterwe het, en wat ook uit die dood opgewek is. Ek wil vanoggend vir u nooi, om hierdie volgende teks net agter my aan te herhaal, ek sal vir u voorgaan. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe of sterwe, ons behoort aan die Here. Dis Romeine 14 vers 8. As u kan staan, wil ek vir u nooi om saam met my op te staan, dan sluit ons af vanoggend met die apostoliese geloofsbelijdenis. Ons gaan dit almal hardop saam hanteer. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, maar wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Vriende, voor ek die seën uitspreek, hiervoor is 'n pragtige foto van Tannie Letty, so canvas, daar's 'n koutjiepen by. Die verversings word hier genooi gaan by hierdie deure wees, ons kan by daai deure ook uitbeweeg. U word hartlik genooi namens die familie vir verversings hier aan die agterkant, maar moet asseblief nie vergeet, kom skryf sommer net jou naam, of as jy 'n ou boodskapie of iets wil byskryf, dan skryf jy met die koutjiepenne daar op die canvas neer. Namens die kinders, kleinkinders, en een agterkleinkind, vir u baie dankie sê dat u vanoggend teenwoordig was. Mag die Here vir u goed wees. Gaan leef jou streepie en dink terug aan Letty Baardenhorst se vieringsdiens op hierdie oggend. Ontvang die seën van die Here en gaan na julle huise toe in vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees nou gaan en bly by elkeen van julle. Amen.